vir julle wat die eerste keer hier is en miskien uitgemis het. Ons is besig met Johannes Evangelie. Ons is besig met die Johannes Evangelie en ons is daarom gevorder, ons is by Johannes 3. Ons het laasweek gepraat oor die wedergeboorte. Dit is ongelooflik, baie van die teksverse wat jy van kindsbeen af ken, kom uit die Johannes Evangelie. Dis so 'n kompakte evangelie oor Christus, wie hy is, wat hy kom doen het en wat die implikasies is vir ons denke, dat as jy hierdie teksverse hoor, dan dink jy terug. Ek weet nie wie van julle, hierdie is een van die bekendste gedeeltes. Jy kan dit Google en hulle vra wat is die bekendste teksgedeelte in die Bybel en dan sal hierdie een van vanoggend sal heel eerste wees. En hoekom dit so amazing is dat dit 'n gedeelte is wat so die hart van God verkondig. En ongelukkig, deur die geskiedenis, is dit asof daar baie min mense in die wêreld is. Ek en Susan het nou die geleentheid gehad, soos baie van julle weet, om 'n bietjie, ons kyk na die wêreld hierdie jaar, en miskien het die Here net my gestuur om my oë oop te maak vir die verlorendheid van die wêreld. Die hartseer van miljoene mense. Ons het laasweek in Singapore, en ons ry in taksies, en mense wat nie die Here Jesus eers geken, wat nie eers weet van hom nie. Jy sit in Riyadh en jy kyk na daai gedeeltes en meeste mense verstaan nie eers wat beteken dit dat God hulle so lief gehad het. Ons neem dit in asof dit tweedehandse nuus is. Vandag gaan jy weer hierdie preek hoor en jy gaan dit luister na en jy gaan dink ek het dit al gehoor. I've known it, verstaan jy, maar as jy dit nie ingedrink het nie en dis wat ek bid vir vanoggend, Marlijn, dat jy dit so sal indruk, dat dit so sal afsak in jou wese en jou verstaan wie God is, dat dit sal absoluut uitbordel uit jou lewe uit. God het die wêreld so lief gehad. Hierdie evangelie is verkondig vir 2000 jaar en hierdie is die fondasie waarop die evangelie gebou is, want God het die wêreld so lief gehad. Sê dit gou saam met my, want God het die wêreld so lief gehad. En dis die basis van die evangelie wat ons verkondig. Is dit nie goeie nuus nie? Is amazing nuus. Toe ons klein was, het ons hierdie, met my pa hierdie speletjie gespeel, altyd. Leinie, jy moet nou neersit jou, jy gaan saam met my speel. Ons het dit nie geoefen nie, maar jy gaan saam met my dit speel. Dis die eerste keer dat jy hierdie saam met my speel. Verstaan jy? My pa het als jy moet staan en jy is pragtig. Ons het altyd die game gespeel met my pa, dan sê hy, okay, kom ons kyk wie mekaar die liefste. Maar jy moet jou hande uitsteek. O, jene, dit gaan kluis wees. Weet ons en ek onthou toe ons klein was, dan sit jy, Jaco, dan steek jy jou arms uit, jy wil opkom, maar jy kan nooit verder as jou pa gewees nie. En as dit altyd hy met jou druk, en dan jy, oh man, ek is so lief. Hoe lief het jy my? Net so. Jy is nog nie daar by my liefde vir jou nie. En dis amper die idee wat jy kry oor hierdie gedeelte, hierdie hele idee van liefde, wat beteken dit om lief te hê? Hoe lief het God ons? Nou kom ons lees die gedeelte. Ons gaan die hele gedeelte lees. Vers 16 tot met 21. Het julle hom? Hy is op die bord. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun, jy kan maar aanhou, anders ek weet nie, hoe my nou lees. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie in hom glo nie, is reeds veroordeel, omdat hulle nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad. Hierdie is so 'n kontras, is dit nie? Want so lief het God die wêreld gehad, en die wêreld het duisternis lief gehad. Want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie in die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot sover. Die vraag wat hier gevra word is die volgende: God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Nou hier is die interessante ding, hoe lyk daai liefde?
Die woord sê nie, God het die wêreld lief gehad nie. Wat 'n woordjie is missing? So Johannes en Jesus, as hy met Nikodemus praat, wil hy nie net vir hom sê, God het die wêreld lief gehad nie. Hy wil vir hom verduidelik wat liefde eintlik is. As daar net gesê het, God het die wêreld lief gehad, dan kan jy jou eie definisie maak van liefde, is dit nie so nie? En baie mense vandag glo, God het die wêreld lief. God gaan op die einde van die dag, gaan hy almal net inneem, want hy's lief vir almal, maar hy sê, hy's besig om hier 'n definisie te gee van liefde. God het die wêreld so lief gehad. En dan vra jy vir jouself, wat is hierdie liefde? Wat is dit? Hoe lief het God die wêreld gehad? Sê vir my, hoe lief het God die wêreld gehad? En wat is hierdie liefde? Hierdie liefde is nie 'n gevoel nie. Dis nie wat jy voel wanneer jy uitgaan met 'n girl nie. Dit is nie daai liefde wat jy dink, so oorweldigend nie. Dis nie 'n gevoel in die eerste plek nie. Ja, dit wek emosie in ons, maar dit is nie in die eerste plek 'n gevoel nie. Want as dit 'n gevoel was en ek moet voel dat die Here, ek hoor baie keer mense praat in die kerk so dan sê hulle, ek het so gevoel die Here is daar. Jy weet? Nou wat doen jy as jy nie voel die Here is daar nie? Of ek het gevoel die Here is lief vir my. Maar wat doen jy as jy nie voel, wie het al gevoel die Here is nie lief vir hulle nie? Okay, nou moet jy ook jou hand opsteek, want dit is scary, verstaan jy? Wie het al gevoel dat die Here nie lief is vir hulle? Ons almal het al baie Hansie op 'n punt gekom in ons lewe, waar ons sekere goeders ervaar, en dit is nie die waarheid nie, want dit is gevolg van my gevoel, en nie gebou op die waarheid nie. En Johannes wil hê, dat ons God se liefde nie sal verstaan as gevoel nie, wat gebaseer is op my emosie nie, maar op wat God gedoen het. Daar's 'n definisie agter dit. Liefde is ook nie 'n reaksie op wie ek is nie. Is dit nie wonderlik nie? Want so lief het God gehad. Dan eenvoudig is dit nie wonderlik dat God ons nie lief het op grond van iets wie ons is nie. Ek hoor baie keer ook baie keer as mense preek, dan sê hulle die volgende, Christian, dan sê hulle, jy weet, die Here het ons so lief gehad, want ons is kosbaar. Nou, dit is waar, jy's kosbaar, verstaan jy? En spesiaal. Verstaan jy, ons almal dink ons kosbaar en spesiaal, verstaan jy? Maar dis nie hoekom hy ons lief gehad het nie. Want God is liefde. En as ek na myself kyk, dan is ek nie lovable nie. Voel ek nie kosbaar. Het jy al gedink jou man is altyd kosbaar en spesiaal? Okay, nou moet julle eerlik wees, Lena. David is altyd kosbaar en spesiaal vir my. Verstaan jy? Is dit nie so, jy het baie keer gedink, ek gaan hom inruil vir 'n flat Coke. Verstaan jy, maar dis omtrent hoe spesiaal Johan, my vrou of my man is, baie keer vir my. As liefde afgehang het van iets wat jy gedoen het, dan kan ons vir mekaar sê, miskien is dit hoekom die egskeiding syfer lyk soos dit lyk, want dit is gebou op hierdie idee, dat as ek iemand lief het, hulle gaan so wonderlik wees vir my, en dit gaan so great wees, verstaan jy, en dan kom jy agter, na 3 jaar se getroude lewe, hy is toe nou nie so oulik nie, en sy is toe nou nie so oulik nie, en sy het ook gebroke. Enigiemand wat agtergekom het na 5 jaar, jou man is toe nie die perfekte ou nie. En dan sê mense gewoonlik, ja, jy weet, ek moes later eens uitvind, hy is toe nou nie my soulmate nie. Verstaan jy? Ek weet, dit is absolute belaglikheid, want dit is gebou op 'n liefde wat is 'n emosie is, en gebou is op iets wat iemand gedoen het, en nie op grond van wat liefde is nie. En daarom is hierdie teksvers so belangrik, want Johannes wil sê, God se liefde is nie beperk op wat ek doen en wie ek is nie. Nee, sy liefde word bewys aan die kruis. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy wat gedoen het? Sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het sy liefde bewys deur hom te stuur na die kruis toe. Na sy eie seun na die kruis toe. Ek weet jy ken dit. Ek weet jy sit nou hier vir my, Fred, gee vir ons iets anders. Ek het niks meer nie. Ek het dit. Ek het vanoggend dit vir julle. Want so lief het God vir Fred Lou gehad, dat hy deur die kruis toe gegaan het vir hom, om te sterf vir sy sonde. Op daai kruis het hy alles gedra, en sy liefde word bewys in sy opoffering van sy eie lewe, en die gee van homself. Dis wat liefde is. Dis wat liefde is. Hierdie bewustheid moet dieper in ons sak, dit moet dieper in ons verstaan wees. As kinders van die Here is dit ons grootste probleem as kinders van die Here, dat die verstaan wat God gedoen het, deur ons lief te hê, deur sy seun vir ons te stuur, is net nie diep genoeg in ons ingesit nie.
Ons reflekteer nie daaroor nie, ons dink nie daaroor nie, ons skryf boeke oor selfhelp en al hierdie goeders, maar die liefde van Christus is die front and center in ons minds, die Bianca. Dit moet absoluut wees waarop ons hele lewe bou. Dit moet insak in jou lewe, die verstaan dat God sy seun sal gee vir jou. Want dit sal jou hele lewe verander. Hierdie ervaring kan ek nie eens dink aan, as ek, wie van julle het kinders, jy dink aan jou kinders, en dat hy sy enigste seun gestuur het, hierdie verstaan van verlies en gee, en jy weet, ek kan dit, Jacques, dit is vir my onmoontlik om dit, ek kan dit nie eens verwoord vir julle vanoggend, as ek dink aan my eie kinders, en ek dink, Sankaren, en wat dit beteken, dat jy jouself, jou eie kind sal offer, ek sal myself offer, maar die drie eenheid gee die seun op, en sê, ons sal die seun opoffer, my enigste seun sal ek gee vir hierdie wêreld. Ek meen, ek moet eerlik wees vir jy, daai liefde is bo my begrip, dis bo my verstaan, dis bo my predikingsvermoë op hierdie stadium. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, want dit is net meer as wat ek ooit kan indink, dat jy jou seun sal opoffer vir 'n wêreld wat hom sal verwerp. Die idee dat meeste mense hierdie offer sal verwerp is net bo my begrip, dat hy nog steeds die offer bring. Daar's 'n teologie, en ek verstaan, ek kom uit daai teologiese agtergrond wat sê, God het net vir sekere mense gesterf, sy elect. En as jy nie teologies ondergrond is nie, vergewe my hierdie oomblik vir die ouens wat miskien in hierdie teologie is, op hierdie oomblik, is daar's limited atonement. Wie het al gehoor van limited atonement? Dit kom uit Calvin uit, en dit is eintlik na Calvin geskryf, eintlik deur die skrywers wat Calvin se teologie opgesom het, dan sê hulle God het eintlik net gesterf vir sekere mense wat hom sou aanvaar het. Want as jy sê God het vir die wêreld gesterf, dan beteken dit dat God eintlik net nie volmaak kon wees toe hy gesterf het nie, want dan sou almal hom aanvaar het. Maar hierdie is die mysterie van die evangelie, dat God sy lewe gee, nie net vir mense wat dit sou aanvaar nie, maar vir mense wat dit sou verwerp. Dis wat sy genade groot maak. Dis wat sy liefde groot maak, is dat hy nie net gesterf het vir die wat hom aanvaar het nie, maar vir die wat hom nie sou aanvaar het nie, want dis presies wat hy sê. Nou hier's 'n ander woordjie wat ek vandag vir julle wil gee, wat Johannes gebruik deur die loop van Johannes. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Gegee. Daai woordjie in Johannes is 'n verskriklike belangrike woordjie in Johannes. Jy het hom miskien misgelees, jy het nie eens gesien hy bestaan nie, maar hierdie idee dat God gegee het, kom 64 keer voor in die Johannes Evangelie. Party mense sê, en afhangende van hoe jy daai woordjie in die Grieks verstaan, kom dit tot 75 tot 80 keer voor in Johannes Evangelie. God gee. En hier is die amazing ding van dit, is dat God oorvloedig gee, ons het so 'n paar weke terug gehoor, God gee oorvloedig, maar dat God die God is wat gee, is net amazing, Andrei, vir my, as ek dink aan wie God is, en meeste mense verstaan dit heeltemal verkeerd, maar God gee vir ons is in die ontvangkant van God se gee. Daar's niks in my wat ek vir God kan gee nie. Amen? Wat gaan ek nou vir God gee vandag? Altyd vir my interessant, weer eens, dis maar my pytheids hierdie, wat uitkom nou vanoggend, en Christianus, as ek hoor mense sê, jy weet net, jy weet, die Here, jy weet, as jy gee vir die Here, gaan hy vir jou teruggee. Is een van my pytheids. Waar kry jy alles wat jy het? Ek gou dit hoor by jou, Samuel? Ons ry nou die dag deur Diepsloot. En Pierre sê vir my, ek ry saam met Pierre, ons ry daar deur Diepsloot, en die volgende oomblik sê vir my, besef jy, ons kon hier afgery en hier afgeklim het in een van hierdie huisies. Wat het jy gedoen, dat jy hier is vandag? Enigiemand? Jy weet, hulle maak net die regte keuses nie, verstaan jy? Ons het die regte keuses gemaak, dis hoekom ons hier is, en dit gaan so goed met ons, en daar's ander mense wat nou net die regte keuses gemaak het, en daarom is hulle waar hulle is. Nee, God gee, en hy sê vir party gee hy 1, en vir party gee hy 2, en party gee hy 4, en hoe dit werk, verstaan ek nie, maar God is goed, en God gee. En alles wat jy het, is gegee vir jou.
Jy het nie iets verdien nie, jy het nie iets gekry omdat jy iets teruggedoen het. Matteus 5 vers 3, sit gou op die bord. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Weet jy wat is interessant van daai gedeelte? Daai woordjie, afhanklik, is 'n Griekse woord wat beteken, geseënd is hulle wat weet hulle is bedelaars van God. Enigiemand wat al gebedel het. Wie raak geïrriteerd met bedelaars? Wat is dit met hierdie ou nou weer? Nou wil hy weer R5 hê. Ja, nou weet jy. Hulle bedel ook net. Hierdie mense wat net bedel. Jy sal nooit verstaan wat bedel is, tot jy verstaan dat jy eintlik 'n bedelaar is. Dis al wat jy is, Robert. You're just standing in front of the King of Kings and with open arms expecting something. Because all that you have is from him. Alles wat jy het, kom van hom af. En al wat ons is geseënd is hulle, wat weet dat hulle bedelaars is. Geseënd is hulle, wat weet dat hulle eintlik op 'n straathoek staan, iewers, met hulle kop gebo en sê, Here, ek het niks om vir u te gee nie, maar dankie vir alles. En daarom wat die wonderlike deel is, nie net gee hy nie, maar hy sê hy gee homself. Hierdie is die amazing ding. Markus 8 vers 37 sê die volgende, wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wat sal jy gaan gee? Kan jy iets gee vir die Here? Kan jy die Here manipuleer om vir jou iets te gee? Nee, hy gee homself vrylik met sy liefde. Hy is die water. Hy sê vir die vrou, ek kan vir jou lewende water gee. Hy gaan vir jou die brood van die lewe gee. Hy kan vir jou die lewe in oorvloed gee. Hy gee vir jou homself. Want alles wat hy sê hy kan gee. En dis hoekom jy kan nooit 'n evangelie verkondig waar dit voel vir die persoon dat dit wat ons het, wat die Here vir ons gegee het, is die finansiële voorspoed wat ons het nie. Nee, wat ons het in die oorvloed van sy liefde is dat hy homself gegee het. En dis waar in Diepsloot, sowel as Mamelodi, sowel as in Silver Lakes, hy gee sy liefde ten volle, want hy gee homself ten volle. Verstaan ons dit? Knik net saam my kop gou. Verstaan ons dit? Natuurlik, al die ander goeders is bygegee, sodat ons 'n getuienis kan hê van die soos God gee ons vir ander mense. Julle moet barmhartig wees, soos julle hemelse Vader barmhartig is. Ons gee sy liefde. En dan sê hy die volgende, interessant genoeg, hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. Hoe wonderlik is dit? Sy eerste koms is nie 'n oordeel nie, dis 'n vrysprekende gebeurtenis. Hy het nie gekom om hierdie wêreld te oordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En hoe word hulle gered? Hier is 'n interessante ding. Deur geloof. Deur geloof. Hulle aanvaar die liefde van Christus. Hulle aanvaar die liefde van Christus. Hoe moeilik kan dit wees om liefde te aanvaar? Blykbaar onmoontlik. Sonder geloof. Wie gee ons geloof? Christian, wie het ons wederbaar? Die Gees. Wie gee ons geloof? Hy gee die geloof ook. Ons staan hier vanoggend en ons is soos die blinde man wat sê, ek weet nie wat gebeur het nie, maar gister kon ek nie sien nie en vandag sien ek. En in geloof aanvaar ons dit en hierdie geloof is nie abstrakt nie. Hierdie geloof is nie ek glo nie. Jy weet, as jy vir mense baie keer vra oor hulle verhouding met die Here, dan sal hulle vir jou die volgende sê. Hulle sal vir jou sê, weet jy wat, toe ek in standaard 6 was daar 'n kamp gewees en toe het ek tot bekering gekom en toe glo ek in Jesus. En dis min of meer al wat hulle kan getuig. Geloof is nie stagnant nie en geloof is nie abstrakt nie. Geloof is 'n verhouding wat dieper en dieper groei. En 'n verstaan van wat God se liefde beteken. Verstaan ons dit? Geloof is nie 'n abstrakte ding van iewers is daar, onthou jy ons het almal voor in die diens saam met ons mooi baadjies, hoedens nog, onthou jy daai foto's wat jy het, Andrei van jou pakklere en jy weet jou hoekie en dan staan almal en sê die dominee vir jou, aanvaar jy hierdie goeders en bely jy hierdie goeders en dan sê jy wat? Ja, dominee. En dan Vrydag gaan kuier ons. Maar ja, dominee, ek glo. Nee, geloof is nie abstrakt nie, geloof is 'n verhoudingstaal. Geloof is 'n diepte van 'n vertroue in God se liefde wat my hele lewe verander.
En hoe verder ek in my lewe kom, hoe dieper gaan daai geloof en hoe dieper sak hierdie geloof en 'n verstaan van dat Christus my liefhet. Dis geloof, my broer en suster. Geloof is nie een keer op 'n dag toe jy jou hand opgesteek het en gesê het, okay Here, ek wil nie hel toe gaan nie, ek wil hemel toe gaan. Verstaan jy? Dis min of meer mense se geloof. Here, ek wil hom nie te hel toe gaan nie, ek wil hemel toe gaan nie, hier is my hand, verstaan jy? Nee, geloof is, imagine jou, jy trou met 'n vrou, en jy sê, wel, jy weet, okay, ons trou nou, verstaan jy, en dis great, so ek het nou 'n vrou. Ek is nou gesort vir die res van my lewe. Ek gaan maar nie alleen wees nie, op my ou dag nie. En nou gaan ek net aan my lewe. Enigiemand wat so 'n huwelik het, moenie nou jou hand opsteek nie asseblief. Sien jy? Dit sal 'n terrible huwelik wees. Want as jou geloof aan jou vrou se liefde of jou man se liefde gegrond is, soos ons baie keer ons geloof in Christus sit, sal jy nie meer 'n huwelik hê na 2 dae nie, want die geloof in jou vrou en jou man se liefde is 'n diepte verstaan van die vertroue wat julle het in mekaar en 'n lewenslange intensie om mekaar lief te hê omdat hy my eerste lief gehad het. Het jy die Here lief soos dat hy jou lief het nie? Ons kan nooit sê dit wees nie, maar verstaan jy dat hy jou lief het en dat Paulus sê in Romeine 5, so hy het sy liefde in ons harte uitgestort sodat ons mekaar kan lief hê. Soos dat ek julle lief het, so moet julle mekaar lief hê. Dis hoe God weet, jy verstaan sy liefde. Geloof is die houer van sy liefde. Nou die vraag vandag op die tafel en waarmee ek hierdie hele week geworstel het, hoe is dit moontlik dat jy kan wegstap van so groot liefde? Hoe is dit moontlik dat wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hulle nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom. Die lig van liefde het geskyn, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Nou kon ek vir jou vra die volgende. Hoe is dit moontlik dat mense kan wegstaan van die stap van die grootste liefde van God? Daar was nog nooit so geloof in die geskiedenis van die mensdom. In die Griekse geloof het Gode nie emosie gehad vir mense nie, behalwe om nie van hulle te hou nie, min of meer. Die Christelike geloof is die enigste geloof wat sê God gee sy liefde. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Hy sê dit en jy bewys dit. Nou hoe stap jy weg van so liefde? Nou natuurlik sal mense sê, ja maar, is interessant, hoe ouens redeneer oor die goeders, en meeste mense wat nie glo nie, sal vir jou sê, ja maar, onthou net, ek weet nie of ek kan glo nie, want hoe weet jy dit is waar? Hoe weet jy dit is waar? Het jy al iemand ontmoet wat sê hy glo nie, omdat hy glo, hy weet nie of daar genoeg bewyse is nie, dat God se liefde so is nie. Alright, soos almal het al so iemand ontmoet. En jy geweet, dit is absoluut 'n twak. Niemand verwerp God se liefde op grond van dat daar nie bewyse is nie. John Stott vertel die verhaal, en ek het al hierdie verhaal vertel, maar ek dink hy pas goed hier in Koos. Hy vertel die verhaal, hy's by 'n studente byeenkoms, en hy's besig om te preek, en na die tyd kom 'n ou na hom toe, 'n jong student na hom toe, en sê vir hom, luister, Mr. John Stott, hy sê, I don't believe, because there's just no concrete evidence that God exists. En John Stott kyk na die man toe, hy sê, well, if I can give you die bewyse dat God bestaan, as ek vir jou genoeg bewyse kan gee, wat jy soek, kan ek vir jou sê dit bestaan, sal jy dan glo? Dis 'n goeie vraag om vir iemand te vra wat nie glo nie, wat sê hy daar's nie genoeg bewys nie. Vra vir hom, as daar is, as ek vir jou genoeg bewyse kan gee, wat het jy nodig? Het jy die sterre nodig om in stellasies uit te gaan en te staan, Jesus het my lief, het jy dit nodig? Sê maar, ek kan vir jou daai bewys gee, sê jy dan glo in God. En toe sê die jong student vir hom, I don't think so. Toe sê hy, then it's not an evidential problem, it's an ethical problem. Want die meeste mense hardloop weg van God se liefde, nie op grond van bewys nie, maar op grond dat hulle eintlik hulle lewe wil lei soos wat hulle dit wil lei. In die 2000s was daar so 'n advertensie in Londen, wat ouens soos
wat die Four Horsemen, Sam Harris en Richard Dawkins opgeplaas het op elke bus in Londen, wat die volgende gesê het, God is probably dead, so you can do what you want. Dis die lese van ateïs. Die lese van ateïs is nie, God is dead, because there is no evidence nie. Die ding is, God is dead, so we can do what we want. En dis wat Johannes 3 sê. Want God het die wêreld so lief gehad, dat sy enigste seun gegee het. Maar wie hoekom het mense weghardloop van die lig, want hulle wil die duisternis hê. Jy sit hier miskien vanoggend, en ek wil vir jou sê, hoekom jy weghardloop van die Here elke liewe keer, is nie omdat daar nie genoeg bewyse is nie. Nie omdat jy nie, maar jy wil nog steeds doen net wat jy wil. En jy dink as jy na Jesus toe kom, en jy kom staan onder die lig, jy sien, dis eintlik die ding, jy moet onder die lig kom, jy moet onder sy liefde kom, dan verstaan jy wie hy is, want dan kan jy vrykom. Maar weet jy wat, ons wil nie daar kom nie, want dan word by al my dade exposed, en jou dade gaan in elk geval exposed word. So jy wil, en ongelukkig in die kerk is dit net so waar, dat baie keer wil ons nie in die waarheid kom, ons wil nie vir mekaar onsself wys nie, verstaan jy? In elk geval, die Here weet alles, en hy wil hê ons moet in die lig kom. Ons haat die lig, want dit openbaar die duisternis. Mense stap weg van die geloof, nie omdat daar nie bewyse is nie, maar hulle wil doen wat hulle wil doen. En dis gaan terug na Adam en Eva toe in die tuin van Eden. Wat gebeur? Ons wil God wees. Ons kies ons eie ek bo die liefde van Christus. Imagine dit. Ons kies ons eie ek, my eie wil, bo God se liefde wat hy bewys aan die kruis van God, dit te sterf vir die sonde waarin jy nou leef. En jy leef in die duisternis, want jy hou daarvan, en jy nou en dan kyk jy na die lig op 'n afstand, en jy sien die lig skyn, en jy hoor die boodskap, maar eintlik hou jy van die duisternis, want jy leef in die duisternis, want jy wil nie uitkom in die lig nie, maar die lig maak jou vry. Dis die amazing ding. Die liefde sal jou vry maak. Die waarheid sal jou vrymaak. Die lig sal jou vrymaak. Hoekom hardloop jy weg daarvoor? Hoekom hardloop jy na Christus toe nie? Daarom dink ek C.S. Lewis is reg as hy die volgende sê. Hy sê, nobody in hell is there because they were sent there by someone else. Everyone in hell is there because they want to be there. Dink daaraan. Nobody in hell is sent to hell. Everybody in hell is there because they want to be there. Nou wat sê meneer Charles Lewis, wat bedoel jy as jy dit sê? Is hierdie gedeelte. Hulle word nie veroordeel met Christus se eerste koms nie, want hulle is al klaar veroordeel deur hulle dade. Hulle sê ons wil nie God hê nie. En C.S. Lewis sê, in this day, people will say, my will be done, Nadia. And one day God will say to them, your will be done. En hel is niks anders as 'n verwerping van God nie. En so hier is die evangelie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die evangelie. My will be done, or his will be done. Ek wil afsluit, daar's 'n storie wat afgespeel het. Ek onthou my pa het hom een keer vertel en my so diep geraak, en nou nog as ek in die storie dink aan, dan wil ek sommer net huil. Verstaan jy, en dis die storie van Pablo in Madrid, speel die storie af, en 'n pa wat sê, julle ken seker die storie al, maar luister, as jy hom nie ken nie, hoop ek iets van God se liefde word geopenbaar aan jou in hierdie storie. Hierdie pa en seun, is interessant, jy kan of die liefde van God aanvaar deur geloof, en alles wat hy gee aanvaar, en soos hy in geloof jou lewe gee vir hom, of jy kan soos die verlore seun alles aanvaar wat God gee, en weggaan en doen net wat jy wil. Dis die twee opsies. Maar hy gaan gee, en hy gaan bly gee, tot die dag dat hy oordeel.
Maar hierdie seun en die pa te fight en die seun besluit hy is moeg van sy ouer huis. Enige tiener wat voel hulle is moeg van hulle ouer huis? Dink jy kan 'n beter een kry, verstaan jy? Nou dink jy vir jouself, alright, ons, jy weet, hy wil weggaan nou. Pablo is, jy weet, besluit hy gaan weggaan van sy pa se huis. Die pa het alles. Maar hy stap weg, hy het sy pa te fight. Hy loop weg en jare gaan verby en die pa, jy weet, worstel met die ding en sy seun van hom af wegstap. En hoekom hy het hom alles gegee? Hy het vir hom alles gegee. Dit klink soos, jy weet, daai Jesaja 5, waar sê God vir Israel, ek het alles gedoen met my wingerd. Ek het alles vir hulle gedoen. Hoekom draai nog suurdruiwe? Ek het letterlik alles gegee vir hierdie wingerd van my. Sê vir my hoekom en hierdie pa het hierdie selfde worsteling. Hoekom het hierdie kind van my af weggestap? Alles wat ek gedoen het is uit liefde. Alles. En baie ouers sit hier so vandag en jy dink by jouself, elke ding wat jy gedoen het is uit liefde vir jou kinders. Is dit nie so nie? En dan stap jou kind weg en hy slaan die deur toe en hy dink by jouself, wat 'n onregverdige ma, wat 'n onregverdige pa, stap uit die deur uit en hy gaan soek sy eie lewe. En op 'n stadium dink die pa, hy moet 'n plan maak na 4-5 jaar se lewe, wat hy sonder sy kind, nie een woord van sy kind hoor, sit hy daai tyd nog in die koerantjie, in die Madrid Local Daily, sit hy hierdie advertensie op. Hy sê, Pablo, hy sê, all is forgiven. Dad loves you. Come home. I say, and if you want to come home, in the plain in Madrid, there's this fountain. Just leave a red rag on the fountain, and I know you come home. En hy sê, ek gaan nou wag vir jou, die 18de Maart, of wat ook al het mag wees. Op die 18de Maart staan die pa in die plein. Toe hang die hele fontein vol rooi. Omdat hoeveel mense soek die liefde van 'n vader. En ek wil vir julle sê, want so lief het God die wêreld gehad. You can come home. Hoekom sê jy leef in duisternis? You can come home. Hy het nie gekom om te oordeel nie, maar sodat jy in hom gered kan word. Ek wil vir jou hierdie lees. Want so lief het God. Jy gaan jou eie name aansit. Want baie keer is dit verstaanbaar as jy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Is dit nie so nie? Want so lief het God die wêreld gehad. Vreek, want so lief het God vreek lief gehad. Sê gou dit gou. Sê dit gou. Want so lief het God vir Fred lief gehad. En dan moet jy dit sê. Jy sê dit vir jouself. Sê dit hardop. Jy moet dit hoor. Jy moet dit hoor. Dit moet insak. Dit moet in geloof dieper insak. Want so lief het God vir Fred gehad. Glo jy dit? Dit is 'n scary thought. Glo jy dit? In the sun, imagine iemand, ek het dit laas jaar ook gesê, dit is vir my amazing, my dogters hier vandag saam met my. Maar dit is vir my amazing, as jy vir hulle na die tyd gaan vra, dink jy jou pa het jou lief? En hulle sal vir een oomblik aarzel. Sê dit niks van hulle nie, van wie sê dit? Iets van my. Want so lief het God vir Fred gehad, dat hy sy enigste seun vir Fred gegee het. Sodat wanneer Fred in hom glo, hy nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Amen. Ons heil in hierdie gemeente lyk my nou teesdae. Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat U ons eers lief gehad het. Ons verdien nie U liefde nie. Daar's niks wat ek kan gee nie. Ek kan niks gee nie. Ek kan niks gee nie. Ek kan net nie bakkant staan. Wees my sondaar genade. Dankie dat ek 'n kind is. Nie op grond van wat ek sê nie, maar op grond van wat U gedoen het. Vader, help ons om uit die duisternis uit te kom, as die kinders ook. Baie keer het ons nog goeders in die duisternis wat ons doen. Vader, U wil hê U kinders moet in die lig lewe, want in die lig is die liefde, in die lig is die waarheid,
En die lig is die lewe wat ons vry maak. Vader, ons wil in die lig kom staan in hierdie oggend en vir U sê, Here, vergewe ons. Vergewe ons dat ons U liefde nie aanvaar nie. Want ons is bang baie keer. Ons dink by onsself, ons kan nie terugkom nie, want kyk wat ek gedoen het weer hierdie week. Kyk waar ek geval het, maar Vader, in die lig is daar genesing en daar is vergifnis. So ons kom staan in die lig in hierdie oomblikke. En dankie vir U liefde, wat ons vergewe. Want so lief het God die wêreld gehad. Mag ons hierdie liefde gaan vertel. Mag ons hierdie liefde gaan leef. In Jesus naam. Amen.